Kinders, julle met julle ouers saambring. Dan moet ons dit die ander kant om sê. Kom ons staan en dan gaan ons die naam van die Here groot maak. Amen. Lord Jesus, we ask you to open our eyes. Open our ears, Lord. We worship you, Jesus. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you, Jesus. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of
tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Lord, we choose you now. Come, now is the time to worship. Yes, we worship you. Come, now is the time to give your heart. Jesus, come, just as you are to worship. Come, just as you are before your one day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Come on, let's worship Him today. Yes, Lord. Yes, we worship Your name, Lord. You are worthy. You are glorious. You are God. And I worship You. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. 'Cause one day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Choose you now. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Yes, we worship You. Come, just as you are before your God. Lord, we come before You. Come with our hearts wide open, Lord. We come with our hands lifted high, Lord. We come. Yes, we worship Your name, Jesus. Oh, we worship You, Jesus. There is none like You. There is none like You, Jesus. Lord, every knee will bow, and every tongue will confess that You are God. Oh, I worship You with everything I am, Lord. Everything I am, I worship You. I worship You, Almighty God. There is none like You. Yes, Lord. I worship
het lekker saam gesing, maar terwyl die orkes speel, as jy wil jy net jou hande ophef en aan die Here ere bring nie. Dankie Here, in U naam, groot eer en groot dank. Is die wonderlike God wat is en wat was, wat weer kom. Koninkryk geen begin en geen einde nie. Dankie Here, aan U naam, bidden. Here, is dit ons, Here is naam en ons. Here is dit ons. Dat God in U naam hou en ere bring. Groot en groot in U naam. Vermoë om harte aan die brand te steek. U het vermoë om harde mense sag te maak. Dankie dat U hier is deur die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Eer aan die groote naam. Amen. Baie dankie, jy mag sit. Vir die wat my nie ken nie, ek is 47 jaar met dieselfde vrou getroud. Ek het 2 seuns, al 2 verdien hulle geld deur te praat. Die een praat die waarheid, die een lieg. Die een is 'n pastoor en een is 'n prokureur. Jy moet besluit wat een praat die waarheid. En dit is ek. Dankie Pastor Pieter vir die uitnodiging. Dis vervroegde Pinksterdienste, maar is die eerste van 5 reekse wat ek in 'n ry doen. Volgende naweek is ek in Bethel, die naweek daarna is ek in Belfort, die naweek daarna is ek in Brakpan. Het lyk my mense verstaan nie meer die Heilige Gees nie. Ek is nie Amerikaanse evangelis nie, maar vanaand gaan ek nogal, ek dink 'n baie belangrike woord praat. Ek gaan praat oor tale. Dis iets wat nogal kontroversie veroorsaak, spreek in vreemde tale, en ek dink ek het iets vars te sê daaroor. So, vanmôre wandel met Jesus. My vrou bou my PowerPoints, en sy het gesê, keep walking with Jesus. Ek wonder of dit nie 'n toespeling is of Johnny Walker nie. Ek hoop nie so nie. Want Pinkstermense drink nie voor mekaar nie. Lees saam met my 'n langer gedeelte vanmôre, Lukas 24 vers 13 tot 19 en dan 25 tot 30. Ek flits hom vir jou op die bord. En 2 van hulle was dieselfde dag op pad na 'n dorp wat 8 myl van Jerusalem af was, met die naam van Emmaus. En hulle was in gesprek met mekaar oor al die dinge wat voorgeval het. En terwyl hulle praat en mekaar ondervra, kom Jesus self nader en loop met hulle saam. Maar hulle oë is weerhou
sodat hulle hom nie kon herken nie. En hy sê vir hulle, watter waarde is dit wat julle watter woorde is dit wat julle met mekaar loop en wissel? En waarom is julle bedroef? En die een wie se naam Kleopas was, sê, of antwoord en sê vir hom, is jy alleen 'n vreemdeling in Jerusalem? En weet jy nie van hierdie dinge wat in hierdie dae daarin gebeur het nie? En hy sê vir hulle, watter dinge? Kyk hoe slim is Jesus, hy vra net vrae. So is altyd 'n goeie tegniek om vrae te vra. En hulle antwoord hom, die dinge aangaande Jesus, die Nasarener, wat 'n profeet was, kragtig in werk en woord vir God en die hele volk. En hy sê vir hulle, o onverstandiges, met harte wat traag is om te glo, alles wat die profete gespreek het. Moes die Christus nie hierdie dinge ly en in sy heerlikheid ingaan nie? En hy het begin van Moses en al die profete af en vir hulle uitgelê in al die skrifte die dinge wat op hom betrekking het. Daarop kom hulle naby die dorp waarin hulle op reis was en hy het gemaak of hy verder wou gaan. Maar hulle het by hom aangedring en gesê, bly by ons. Want dit is amper aand en die dag het gedraai, of gedaal. En hy het ingegaan om by hulle te bly. En toe hy met hulle aan tafel was, neem hy die brood en dank, en breek dit en gee dit aan hulle. Tot sover. Die eerste vraag wat ek vanmôre wil vra is, waaroor praat ons? As jy net 10 minute in iemand se teenwoordigheid is, dan ontdek jy wie die persoon is uit dit waaroor hy praat. Die meeste mense tans in Suid-Afrika is bekommerd oor die land. 10 minute dan vertel hulle vir jou hoe sleg die land is en hoeveel potholes hier is. Kan julle 1993 onthou? Ou is blikkies kos gekoop en opgegaar want die ergste gaan gebeur in Suid-Afrika. Ouens eet nou nog van daai slegte blikkies kos. Was dit nou nie so erg nie. Maar weet jy, die een ding waaroor Christene al hoe minder praat is oor Jesus Christus. Ek het groot geword waar my pa op die myn gewerk het. Maar daar was bykans nie 'n gesprek wat my pa nie vertel het hoe goed Jesus is. Daar was gepraat in ons huis oor Jesus. En wanneer jy oor Jesus praat, is daar altyd hoop. Jy kan nie hopeloos wees. Weet jy hoekom? Want Jesus gaan weer kom. En al hierdie aardse probleme gaan tot niet gaan. Jy kan nie oor hom praat. Jy kan nie in aanbidding buig, baroeg hê, sonder om hoop te hê nie. Maar nou kyk waaroor praat hierdie twee mense op pad. Hulle praat oor gister. Gister is Jesus gekruisig. Gister. Nou ek sien 'n klomp gryskoppe hier en ek is nou nie eintlik grys nie. Maar weet jy, 'n mens bereik 'n punt waar jou triespieeltjie so groot word dat jy nie meer deur die vooruit kan kyk nie. Jy's net oud as jy ophou om te droom. Ek glo môre is beter as gister. Ek glo die kinders van die Here het 'n toekoms. So ek gaan nie net oor gister praat nie. Ek sien 'n nuwe dag kom.
Kan julle onthou, van julle kom in daai kerk uit waar ons dit gesing het? Ek sien 'n nuwe hemel kom, 'n aarde nuut en vry, die see en al wat skei verdwyn, God self kom by ons bly. Glo jy dit? En nog vorentoe kyk. As ouens wat vir jou baie kwaad is. Hulle is besig om jou te ondermyn. Hulle wil jou aftrek. Maar die Here sê, hou vas aan hom. Hy gaan jou deurdra en bo hulle uitlig. Het jy 'n werk? Klink nou snaaks, daar kom promosie. Daar kom verhoging. Jy hoef nie bekommerd te wees nie. Prys die naam van die Here. Halleluja. Ken jou mos. Here, dankie dat U sy liggaam in stand hou. Dankie dat hy nie ernstig gaan siek wees nie. Dankie Here dat U hand vanmôre op hom sit en hom in stand hou. Ek loof U naam. Prys die Here. Ek vertel dit nogal graag. Toe ek die pastoor word in Windhoek in 1995, toe ken mense glad nie die bediening waar ek so rondloop. Wel, ek doen dit 'n bietjie anders. Daarom wil ek 'n radiomikrofoon hê. Toe is daar 'n storie in Windhoek. Hier's 'n waarsêer by die AGS kerk. Ek is nie 'n waarsêer nie. Ek doen net wat die Here vir my sê om te doen. Praat jy Afrikaans? No. Are you in the ministry? God says, you can stand, please. God says, don't be subservient. You understand the word subservient. Don't bow under the ideas of other people. Do whatever God tells you to do. He's going to elevate you. He's going to give you a ministry of healing. Those hands will serve healing to people because of God's presence in your life. Praise the Lord forevermore. Ek hoop die applaus is vir Jesus, het niks met my te doen nie. Niks met my te doen nie. Is dit jou vrou? Is jy 'n item? Nee, wie is hierdie? Jou sussie staan geop. Nee, jy. Klink nou snaaks wat ek nou sê, maar die Here sê moenie stout wees nie, hoor. Die Here sien elke ding wat jy doen. Elke ding. En daar's een of twee goed wat jy maar kan los. Die Here is by jou. Prys die naam van die Here. Amen. Dankie Jesus. Ek praat oor môre. Kleopas en sy metgesel praat oor gister. Waaroor praat jy? Maar nou wil ek vir jou bietjie iets mooi verduidelik. In hierdie storie, of nie die storie, die historiese gebeurtenis wat ek vir jou gelees het, sien ons eintlik die herstel van die paradys. Ek weet nie of jy, Pieter, jy wat al 'n D gedoen het in teologie, ek het nie. Besef jy dat die teoloog sê hierdie storie is eintlik weer die storie van Adam en Eva. Nou dis hoekom ek glo ek preek 'n bietjie Openbaring. Adam en Eva is in die tuin van Eden. Die paradys. En een van die hoogtepunte is elke aand kom die Here saam met hulle stap. Nou ek dink dit sal nog wel iets wees. As die Here saans met my wil stap. Kom julle net. Sy's mooi. Ons het 'n stoep by ons huis.
En 90% van die tyd eet ons op die stoep, ontbyt, middagete en aandete. En ons eet nooit, nie eens ontbyt, sonder dat ek 'n kers opsteek. Ons het 'n bediende, en in haar kamer steek sy nou altyd 'n kers op as sy eet. Sy sê, I learned from you. Ek steek die kers op vir 2 redes. Ek sê, die Katolieke doen dit, en dit is nie noodwendig sonde daar nie. Hulle sê, ons steek 'n lig op, want God is die lig van die wêreld. So met my kers by elke ete, dan sê ek, Here, steek u lig aan in hierdie wêreld, steek dit in my huis aan. Maar sy kan nou sê of ek nou lieg of nie, dan kyk ek vir haar nou en sê ek, dankie vir jou. Nou nie elke ete nie, so nou en dan, jy het die lig van my Here. So 3 maal 'n dag, eet ons saam, ons loop saam. Ons is saam. Eeg is lekker. Jy moet nie voor my doodgaan nie, hoor. Hou vas, hou vas. Dit was die hoogtepunt van die tuin van Eden, dat God kom wandel het saam met Adam en Eva. Maar nou, val hulle in sonde, en sonde verwyder jou van God se teenwoordigheid. Hoorie, net interessant, moet hom nie gaan koop nie, want jy gaan nie hom lees nie, ek beloof jou. Daar's 'n boek geskryf, The Science of Sin. Die ou is 'n ateïs. Dan sê hy hoe wetenskaplik sonde jou maak. Sonde vervreem jou van die mense om jou. As jy verkeerd doen, raak jy 'n vreemdeling vir mense langs jou, want jy moet iets wegsteek. Ja, dis 'n opspraakwekkende boek. Maar dis ook wat sonde doen met God. God kan nie by sonde leef nie. So nou is Adam en Eva apart van die Here. Maar nou gebeur iets interessants. Die Here plaas gerubs by die ingang van die tuin van Eden. Nou ek wil hê jy moet so 'n oomblik net verstaan. Gerubs bewaak God se heiligheid. Ek noem hulle in mooi Afrikaans die bouncers. Weet jy wat 'n bouncer? Ek weet julle was nog nooit by 'n klub nie. Maar daar's sulke sterk ouens daar. En enige ou wat droog maak, gooi hulle uit. So die gerubs is eintlik God se bouncers. Hulle haal alles uit God se teenwoordigheid wat nie heilig is nie. So, nou is Adam en Eva vervreemd van God. En nou bou God 'n prentjie. Nou ek hou van prentjies. Ek is 'n vreeslike praktiese mens. So, die Here sê vir Moses, jy moet 'n prentjie bou van die hemel. Bou 'n houtkus. Die ark. Nou Pieter, jy's nie mooi genoeg om 'n engel te wees nie. Elma, kom hier so, jy kan 'n engel wees. En ek is 'n ander engel. Staan daai kant. Die ark was min of meer 'n bietjie kleiner as hierdie tafel. Maar bo op die ark was 'n versoendeksel, 'n goue deksel en 2 gerubs met hulle vlerke na mekaar toe wat afkyk op die versoendeksel. Kom ons probeer so hande raak. Ek wil net hê hulle met die prentjie sien. Baie interessant. Bly gou hier, Elma. Hier, tussen die deksel en die gerub se vlerke, het die heerlikheid van die Here verskyn. 'n Helder lig. Later jare, dit kom nie in die Bybel nie, is dit die Shekinah genoem, Shekinah, soos die Engels sê. So, hier was God se troon. Maar hier is die interessantheid, hou jy van die prentjie? Ek weet jy ken die storie, maar is net lekker om die prentjie weer te sien. So die gerubs is dieselfde gerubs wat die tuin van Eden bewaak. Niemand kan nie by God kom nie. Want ons sal dood neerslaan. Daar's sonde. Maar hoekom kyk hulle af hier? Wat het hier onder gebeur? Eenmal 'n jaar kom sit die hoofpriester bloed hier neer.
Sien jy die prentjie? Dankie Elna, jy preek fenomenaal. 'n pink sweetie vir jou, net omdat jy so goed preek. En omdat jy so lekker lag, 'n pink sweetie vir jou. So, God praat in prentjies. Hy sê, kyk hier's 'n prentjie. Ek bly hier, maar hier's gerubs wat gaan keer dat mense hier kom sonder bloed. Net eenmal ja, die hoëpriester kon in God se teenwoordigheid kom. So, is 'n hele storie. Maar hier is die interessantheid. Die twee mense op die pad van Emmaus word genoem in jou Bybel Kleopas en sy metgesel. Almal is oortuig, dit was Kleopas en sy vrou. Ek sê almal is oortuig, jy kan maar wyd gaan lees. Dr. Google gaan jou ook help. Hier is 'n man en 'n vrou wat op die pad stap en hulle is bekommerd oor gister. Want hulle is eintlik nog nie weer by God nie. En die volgende oomblik, hier word Adam en Eva herstel. Ek weet jy sê nie amen nie, maar sê net wow. Die Bybel is een van die wonderlikste boeke, indien nie die wonderlikste boek wat jy ooit kan lees. Dat die tuin van Eden word herstel in die tabernakel. En nou is dit nie net 'n prentjie nie. Nou Pieter en Melinda, kom julle gou. Melinda, ek weet jy's nie 'n ou vir show nie, maar kom stap gou. Stap jy met Pieter. Ek wil hê julle moet die prentjies sien. Jesus het in prentjies gepreek, hy het stories vertel. Is dit waar? Sê vir hom hoe sleg is dit in Suid-Afrika. Sê vir hom, Hy is die een wat dit sê. sê vir hom van daai gat voor julle huis. Is hy reg? Hy is 100%. En die volgende oomblik hier kom Jesus. Hy sê, hallo, kan ek saam met julle stap? Kan ek saam met julle stap? Wow. Ek is nou Jesus. Welkom. Net omdat jy so goed preek. Pieter kan nie 'n pink sweet kry want hy preek useless. Dankie julle. Ek wil hê julle moet die prentjies sien. Baie dankie. Ek preek nie vir sondagskom mense nie, maar as Jesus gelykenisse vertel het in stories, dan moet ons die prentjies sien, want dis hoe jy goed onthou. Hoekom kyk jy televisie rugby? Hoekom luister jy net weer by die FNP nie? Want jy sien dit. Wat jy sien, maak 'n indruk op jou. So hier stap 'n man en 'n vrou, en ewe skielik sluit Jesus by hulle aan. Maar het hom nie herken nie. Nou dis baie interessant. Hulle praat oor hom, maar hulle herken hom nie. Maar hier is nou die sleutel van my preek. Is jy nou reg daarvoor? Die woord, Jesus, openbaar die woord. So Jesus kom, en Johannes 1:1 sê, hy is die woord. En hy praat met hulle oor die woord. Hy verduidelik vir hulle hoe die Bybel van Genesis af oor hom praat. Maar nou moet jy vashou, want nou gaan ek iets sê wat almal nie van gaan hou nie. Dis ons probleem in Suid-Afrika. Mense het die woord, maar dit bly 'n dooie woord. Ek ken ouens wat vir jou al die disippels se name kan opnoem. Hulle kan die 12 stamme opnoem. Hulle ken die Bybel, maar hulle ken nie die woord nie. Dis gimnastiek van die brein.
Ek kan die 66 boeke van die Bybel noem, ek kan elke storie noem. Maar daar's 'n Jesus wat sy bloed voor die Vader gaan aanbied het. Sien jy die prentjie? En die Gerub sê, wow, mense kan weer in die paradys kom. Hier is my volle oortuiging. My volle oortuiging. Ek en jy kan elke dag 'n stukkie paradys beleef. Nou, ek wou dit nou nie doen nie, maar ek sien 'n klomp gryskop hierso. Sing saam met my. And he walks with me and he talks with me and he tells me I am his own and the joy we share as we tarry there, none other has ever known. Daai liedjie het soveel waarde. Ek en jy, André, kan nou weer saam met Jesus wandel. As die duiwel vir jou sê, ja, maar jou sonde, dan sê jy, Jesus se bloed het my sonde kom bedek. Jesus se bloed het my sonde toegemaak. Die gerubs gaan my nie uithou nie. As jy kom met Jesus, mag jy ingaan in die allerheiligste. As jy kom met Jesus, en nie met jou geskiedenis, nie met jou geskiedenis. Wie het nie 'n geskiedenis wat hier sit nie? Wie het nog nooit 'n verkeerde ding gedoen nie? Dan lieg jy. Nou, dan doen jy nou die eerste verkeerde ding. So jy kom weer in die tuin van Eden. En net laat jy my nie misverstaan nie, ek glo aan 'n ewigheid, ek glo ons gaan by Here self wees, ek glo aan 'n nuwe hemel en 'n aarde. Maar ek dink dis iets wat ons by Pinkstermense al hoe meer mis, dat hulle in God se teenwoordigheid instap. Van julle het my ouers geken, my pa het op die myn gewerk, maar ek sal nooit vergeet. Een aand, ek was in die laerskool, daar was mense by ons gekuier. En ons het karretjies gespeel in die gang. En jy weet, ek was so groot. Die volgende oomblik, toe hoor ek my pa in 'n nuwe taal praat in die sitkamer. Toe stap ons in. En as kinders het ons net geweet, die Here is hier. Ons het nie verstaan nie, but we stood in awe. Our God is an awesome God. En daar's 'n stukkie hemel op aarde in ons sitkamer en welkom. Daar was oor Jesus gepraat. Jesus was daar. Nie net in ons kop en nog 'n teksie oor die Bybel nie. Jesus was daar. En as ek hierdie Pinksterreeks wat ek hier preek 'n naam kan gee, dan sê ek wandel deur die Gees. Wandel deur die Gees. Let's walk in the Spirit. Not with the mental knowledge of Jesus, but with the revelationary knowledge of Jesus. So, hier's twee mense. Jesus sluit aan en nou verduidelik hy vir hulle die Bybel. En hoor my mooi, die Bybel is baie belangrik. Dis die fondasie van ons kennis. So ek sê nie die Bybel is minder belangrik. Moenie my verkeerd aanhaal nie. Die Bybel is belangrik. Maar dis nog nie die openbaring van God nie. Want sê 2 Petrus 1 vers 20 nie, terwyl julle vir altyd moet weet dat geen profesie van die skrif
'n saak van eie uitlegging is nie. As daar nie 'n bekendstelling van Jesus is nie. As Jesus, if Jesus is not revealed, the Bible itself is just another book. But somewhere, Jesus comes. Somewhere Jesus comes. En dis my gebed vir jou in hierdie Pinkstertyd. Ons begin vroeg met Pinkster. Jy wat die Bybel lees en die Bybel ken, dat Jesus sal kom. Nou wil ek vir jou die stukkie skrif lees wat ek nie vir jou gelees het nie. Lukas 24 vers 32. En hulle sê vir mekaar, was ons hart nie brandende in ons, toe hy met ons op die pad gepraat, en die skrifte vir ons uitgelê het. Ek sê vanmôre, ons harte en ons verstand het weer vuur nodig. Dis wonderlik om kerk te hou. Nou is ek bietjie in die verlede tyd. Ek sit gister na my preek en kyk en ek lees hom. En ek bid hom en ek bedink hom. 'n Stokou lied kom by my. Dit lyk my ek sing vandag en ek kan nie eens sing nie, ek huil vals. Dit is Jesus, halleluja, dis die krag van God in Jesus, dit is Jesus, halleluja, dis die krag van God in Jesus. Pinkstertyd, die herdenking van die uitstorting van die Heilige Gees. Preek ek vanmôre en ek sê vir jou, dis 'n uitnodiging. Sit weg jou boeke. Dis 'n uitnodiging. Stap weer saam met Jesus. Begin so lank weer speel, die laaste liedjie wat ons gesing het. Pinkstertyd is 'n uitnodiging van Jesus. May I repeat it in English? Pentecost is a time that Jesus invites the church back to the paradise. He says, you are no longer strangers, but through my blood you may enter the Holy of Holies. Amen. Through my blood you can walk with me every day. So Pentecost is an invitation to walk with God again. Like Cleopas and his fellow traveler met Jesus. But they didn't only meet him in a mental sense. He was there. He was there. I wish you could stand here and preach and see how people are touching God right now. Ek kan op julle gesigte sien hoe van julle aan die Here besig is om te raak. So Pinkstertyd is weer 'n tyd dat jy nie net kerk toe kom en sê okay, ek was in 'n diens en ek het my gewete stil gemaak nie, dat daar iets in jou gees gebeur. Dat jy voel die Here is naby. Pieter, ek spreek vanmôre iets aan in jou gees. En ek sê, wat met Lennard gebeur, het gaan nie met jou gebeur nie. Vat jy dit? Vat jy dit? Vat jy dit dat hier weer vuur en mense se gees kan val in die kerk? Vat jy dit dat jy elke stoel wat jy besit weer hier kan uitpak?
Jesus. Ek wil vra die hele orkes vorentoe kom asseblief. Jy het 'n wille snor. Maar jy ken nie die teenwoordigheid van die Here. Jou looks lyk of jy eerder 'n biker kan wees. Maar jy ken nie die teenwoordigheid van God. So Here, wat is jou naam? Ek nooi jou om saam met Boetvisser te stap. Stap saam met hom. Soos hy saam met Kleopas gestap het. Mag sy hart weer brandend wees. Brandend wees. Prys die Here. Jy's vir meer bestem as wat jy nou is. Jy leef onder jou potensiaal. Jy's vir meer bestem. Maar jy het in 'n comfort zone ingeval. Jy sê dit is nou maar so. Dit is nie maar so nie. Die Here lig jou op. Die Here lig jou op. In die natuurlike en in die geestelike. In die natuurlike en in die geestelike lig die Here jou op. Dankie Jesus. Daar brand iets in my hart. Wat is ons laaste liedjie nou weer? There is none like you. There is none like you. As jy hierdie liedjie nou weer gaan sing, gaan jy sien iets van my preek kom in die liedjie uit. I could search for all eternity long. I could find there's none like you. Dis nie die kennis Jesus nie. En hoor my, dis belangrik. Ek wil dit weer sê. Mense moet my nie verkeerd verstaan. Ek maak nie min van die Bybel. Ek sê, daar's 'n klomp mense wat die Bybel lees. Maar ons harte word nie brandend. So Here, ek vertrou U vanmôre terwyl ons hierdie liedjie sing. Dat U saam met mense hier gaan stap. Dat mense wie se harte dood is, die branding van die teenwoordigheid van die Here sal beleef. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Kom ons staan. Ons sing dit saam. There is none like you. No one else can touch my heart like you do, Lord. And I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. There is none
I love Jesus because he first loved me. Ek gaan nou afsluit, ek is klaar gepreek, ek is nie te lang asem. Maar die Here wil harte aan die brand steek. Die Here wil harte aan die brand steek. Jy kan weer in die paradys wees. As jy saam met Jesus loop. Is nog nie die hemel nie, is net die plek waar jy gemeenskap met die Here het. Jy kan weer daar wees. Glo jy dit? Dankie Jesus. Ek spreek oor jou 'n brandende hart. Ek spreek oor jou iets van die paradys wat herstel word. Om saam met Jesus te wandel. Prys die Here. Halleluja. Gee my nog 5 minute. Neem gou jou sitplek, ek wil jou storie vertel. Toe Pieter nou sê, I speak Jesus. Hierdie jaar 2 jaar terug hou ek in Appington kerk, Pinkster. Nou Appington is 'n bietjie 'n konservatiewe dorp. En ek stap na 'n vrou toe daar en ek sê, hou jy van dans? Sy sê vreeslik. Ek sê, kom hier, die Here wil met jou dans. En ek sê die orkes, ons moet sing, I speak Jesus. En toe ek haar vat, ek kon beetjie op Universiteit Sokkie. Toe weet ek sy kan dans. En ons dans die hele ding hier voor die kansel. Ons toestep hom. Speak Jesus from the mountain. Die mense neem video. Daai Sondag maar ek post ons en sê, is dit nou wat die Aggies kerk gebeur? Daai Sondag aand is daar meer mense as die oggend. Koos wat die visievoorsitter daar was, hy sal in sy 80 sê, Johan, dit het nog net eenmal in die geskiedenis gebeur, dat hier meer mense is in die aand as in die oggend. Dis toe Reinhard Bonkie gepreek. As jy doen
wat die Here wil hê jy moet doen, al moet jy dan dans in 'n kerk. Nou ek sê dit gaan vanmôre gebeur nie. Dan moet jy dit doen. Dan steek Jesus 'n vuur aan. Die maandag aand is ons nog meer, die dinsdag aand is ons die meeste. Papping dit was net, alles begin by 'n dansie. Kan jy dit sien? Speak Jesus from the mountain. Wat ek sê vir jou, daar's 'n plek van verhouding wat jou hart aan die brand steek. Wat jou hart aan die brand steek. Jou kop sê nee, nee, maar jou hart brand. Kan ons sing, I speak Jesus, julle ken hom, nee. Is ek klaar? Ek moes julle hierdie storie vertel. Want dit was vir my odd. Maar ons het regtig iets van die teenwoordigheid van die Here beleef. Ek moet die storie klaar vertel, ek het vergeet. Toe ek die diens afsluit, toe storm die vrou en die pastoor my. Toe sê 'n nuwe intrekker in die dorp. Toe was dit die Dinsdag in die pastoor se kantoor. Toe sê sy, ek wil graag by julle gemeente aanbid, maar jy moet weet ek is 'n danser. Ek soek om te dans, maar in hierdie dorp soek hulle my lyf. Ek weet nie waar kan ek dans nie. Ek stap laat toe die Sondag, ek sê die Here wil met jou dans. En ek en sy dans in die kerk en dit gaan oor 'n lyf nie, dit gaan oor die Here, die heerlikheid van die Here. Ek self. Wow, om saam met die Here te wandel is iets besonders. Prys die Here, kom ons staan en ons sing dit. Ek is klaar. Dankie. 'Cause I just want to speak the name of Jesus. All the fear and all anxiety. Every thought I've captive by depression. I speak Jesus. Come on. 'Cause your name is power. Your name is healing. Your name is life.
gaan nie vra om nou iets te doen voor ons klaar is. Ek gaan 3 tel. Dan roep ons 3 maal Jesus. Jesus. En al is dit nie jou gewoonte nie, man, kom uit jou gewoonte uit en roep Jesus. Die woord van die Here sê, elkeen wat die naam van Jesus aanroep, sal gered word. Hy sal vrykom, hy sal verlos kom. Ek het eendag gelees van 'n vrou wat in 'n donker gang geloop het en mans het op haar afgestorm om haar iets aan haar te doen. En toe roep sy Jesus. En toe sy die 3de maal sê Jesus, toe hardloop hulle weg. Kom ons roep Jesus. 1, 2, 3. Jesus! 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 Yes! Halleluja! Halleluja! Yes! Halleluja! 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 Prys die Here. Baie dankie, Johan. Jy kan nie sy plek neem vir 'n oomblik. Dankie dat jy gehoorsaam was aan die Here se stem. Nou, hierdie was nou die eerste een van 'n reeks dienste. Ons het vanmiddag 5:00 ons tweede diens. Onthou 5:00. Ons doen dit as prins dat as jy nou iets aan het of wat ook al, dan kan jy vroeg hiernatoe kom en dan is daar sommer baie tyd Johan gaan praat oor tale. Ek wil net sê, jy weet die Bybel sê, as jy in tale praat, praat jy verborgen, Here, met God. Nou, ek wil nie sy preek vooruit hardloop, maar so ek wil regtig vir julle nooi, dat julle sal kom. Vergeet nou maar jou gewone program van 'n Sondag, en kom vanmiddag 5:00, dat ons die naam van die Here kom eer, en kom groot maak. Amen. En dan maandag aand gaan ons nou 7:00 en dinsdag aand 7:00. En ek wil maar net sê vir julle, ons diens word op Facebook ook uitgesaai. So, jy het vanmôre op Facebook ook gepreek. En ons dank die Here, ons het gewoonlik meer as 300 views op ons dienste op 'n Sondag. So, en ek dink daar gaan vanmôre meer wees. Maar ek het nou, ek gaan nie afsluit met 'n gebed nie. Dis al wat ek gaan sê, maar ek wil ons het afsluit met vlam. Want hy het gesê, dan met ons harte moet aan die brand gesteek word. En vlam, ken jy vlam? Ek wil hê ons daarmee afsluit, sit reg. OK, kom ons staan op, dan sing ons vlam, en dan gaan ons huis toe.